ons gesels met Billy en Ruby Kuiper, wat albei diep spore in Suid-Afrikaanse pleinbal getrap het. Nou, goeiemôre dan, ek wil sê oom Billy en tannie Ruby, want dis hoe ek julle ken, maar ek moet seker nou professioneel opklink, so ek sal dan maar sê môre Billy en Ruby. Dis perfek. Goeiemôre Karen van Billy af. En van my af, Karen. Ja. Lekker om met julle te gesels. Dis vir ons 'n voorreg. Nou, my pad het met julle gekruis met die pleinbal. Nou, dit is 'n reis wat 'n mens nou omtrent, mense het nou regtig nie net 10 minute nodig nie. Dit is 'n lewensreis vir julle gewees. So, oom Billy tannie Ruby, ek wil vir julle vra, waar het dit als begin? Die pleinbal, was dit net uit die liefde van die sport en dit het maar sy pad gevat, of waar het julle liefde vir die sport begin? Ek sal eers antwoord, Karen. Ja. Ek het op 14 jarige ouderdom saam met my pappie, wat 'n vreeslike goeie pleinbalspeler was in die weermag, het ek saam met hom begin speel en hy het my afgerig en ek kon nooit ongelukkig vir die weermagspan speel nie, want jy moet 18 wees en ek was al klaar matriek toe ek nog 17. So dit is baie jare. Ja. En oom Billy, waar het jou pad begin? Karen, ek het begin op 10 jaar ouderdom. Gelukkig een van die min mense wat jonk begin het, afgerig deur 'n Springbokspeler wat ook alles beginselkennis ingesit het. Ja. En toe 'n bietjie begin help met 'n Boet Reed wat 'n nasionale kampioen was afgerig en verder dan provinsiaal begin afrig op 'n later ouderdom. Ja. Ja, en dit is nou ook, as ek dit reg het, was oom Billy, jy was 'n nasionale afrigter vir Suid-Afrika. En ja, dis korrek. Ja. Dit het 'n rukkie gevat. Ek was ek Tuks se afrigter gewees Ja. vir 'n hele klomp jaar. Sjoe. En daar 'n klomp ervaring opgetel met van die jonger spelers, maar studente. Ja. En baie van die studente het nie eers begin met pleinbal nie. En hulle het net belang gestel en toe Ruby en ek vir hulle 2 keer 'n week afgerig in hulle saal om pleinbal te leer. En op die ou end het ons hulle gevat na 'n paar jaar se titels in die kompetisie van studente op universiteite. Ja. En daai ervaring en ontwikkeling, nê, wat spelers ontvang, is van onskatbare waarde. Wat sou julle sê het dit beteken vir julle? Is daar van daai spelers wat dit verder gevat het met pleinbal? Ons het 3 spelers gehad wat op die ou end nasionale span gemaak het. So dit was eintlik 'n baie goeie grondslag vir hulle. Ek dink een van die grootste goed wat spelers moet leer, is dat meeste sport is 'n spansport. Daar's baie min wat individueel span maak. En die span is die belangrikste deel van alles. Dit is nie net 'n individu wat daar deelneem nie. So hulle moet leer saam te werk en saam te speel. Dit is so, en 'n mens kan dit sien wanneer ek wil amper sê wanneer die penny drop, dan kan 'n mens sien hoe die hele span vorentoe gaan, omdat 'n mens as 'n kollektief eintlik dit begin beoefen en mens kyk uit vir mekaar en jy help kyk vir mekaar en jy spoor mekaar nie net aan nie, maar jy wys mekaar ook op, jy weet, plekke waar daar verbetering is. Mens sien hoe hulle groei, wil ek amper sê, van oomblik tot oomblik. Absoluut, so belangrik. Spanne gewoonlik is 4 spelers. Daar's 'n sterkste speler en 'n swakste speler. Ja. Maar die swakste speler is deel van die span. En hulle moet dit aanvaar. Net. En as hulle dan saamwerk, dan is dit uitstekend op die ou end. Nou, ons het nou so 'n bietjie gepraat oor die Tuks afrigting en daai tipe van ding, maar oom Billy, tannie Ruby, wat was julle filosofie rondom pleinbal en die afrigting daarvan? Weet jy, Karen, ek het my hele lewe deur nog gesê, as jy dit nie geniet nie, gaan jy dit nie wil doen nie. Ja. So, die afrigting moet jou opbou, nie afbreek nie, en elke persoon in hierdie wêreld wil beter word. Ja. So, hoe meer jy aan hulle kan oordra, en ons het soveel jare se kennis in dit, as jy dit kan oordra, daai kinders kan nie genoeg kry nie. So ek voel altyd, hoe meer jy vir hulle kan gee, hoe meer hulle dit geniet, hoe meer wil hulle doen. So dit is hoe ek nog al die jare voel oor pleinbal. Dis waar.
En om Billy, hoe sluit oom aan by Tannie Ruby wat dit betref? Ek dink dit is krities belangrik dat mens moet opgroei in samewerking met mense in die lewe. Ja. En jy moet goeie tegniese goed leer, maar jy moet ook leer om saam te werk met mense. As jy kan vroeër begin, dan kan jy begin met al die korrekte tegnieke. Ja. Want ek dink een van die grootste goed, daar is tegnieke in alle sportsoorte. En as jy daai vroeër kan opstel, liewer as later, dan kan dit net 'n voordeel wees. Taamlik gereeld by tikkies geleer, dat daar nie altyd ouers is wat kinders ondersteun in sport nie. Of te veel, of te min. Ja. Ongelukkig is die afrigter se plig dan om daai goeie balans te hê. Ja. Jy moet streng wees as 'n afrigter, daar moet reëls en regulasies wees, Ja. maar die speler moet voel hy word bevorder en nie afgebreek nie. En dit is krities belangrik dat hulle daai goedjies leer. Ja, en dis eintlik mens praat nou daaroor en dit klink so maklik, maar dis eintlik baie kompleks want dit het met vertroue te doen, weerskante toe. Dit het met 'n klomp aspekte te doen en maar ek dink wanneer 'n mens daai plek in jou student se lewe het waar hy jou vertrou, dat hy weet jy het sy beste belange op die hart en jy as afrigter weet hy vertrou jou, dan dink ek kan dit eintlik magic wees. Absoluut, baie belangrik. Weet jy Karen, ek en Billy het baie aande as ons terugry van die saal af nadat ons afgerig het by tikkies, want hulle is groot mense al, hulle is nie jong klein kindertjies Ja. nie. Dan hom gesê, partykeer voel dit 'n bietjie swaar. Ja. Hulle leen op jou en jy moet sterk wees vir hulle. Ja. Maar op die ou einde van die dag is dit jy doen dit met liefde en dit word so aanvaar. Ja. So dit is regtig, dit is so mens voel so goed na die tyd dat jy iemand kon help om iets te bereik. Ja. Dis baie waar en ek dink dit is ook nie iets wat 'n mens kan ek wil nou die regte woord daarvoor kry, maar dis nie iets wat 'n mens kan aanplak nie. Want ek meen ons ken nou vir oom Billy en Tannie Ruby maar 'n paar jaar. En dit is een van die dinge van julle wat 'n mens kan sien wanneer julle met die kinders werk en selfs met die afrigters en jy weet bestuurders en so. Mens kan die liefde vir die sport sien, maar jy kan die liefde vir die mens sien en dat daar 'n werklike omgee vir hierdie persoon is en dit kom deur in die afrigting. Mens sien dit. So dit is iets wat ek wil nou nie julle, hoe sê die kinders, ek wil julle nou nie glaze nie, maar ek wil vir julle sê dit is dit is sigbaar in julle as mens en dit is verskriklik mooi om dit te sien. Baie dankie man. Ons waardeer want ons geniet elke oomblik wat ons daar by daai kinders is, want ons kan sien hoeveel waarde heg hulle daaraan dat ons bereid is om hulle te help. Verseker. Nou Tannie Ruby, kom weer 'n bietjie terug na Tannie toe. Jy het ook 'n ongelooflike talent vir die sport en 'n liefde daarvoor, maar watter waarde sou jy sê oor die jare heen het jy gesien watter waarde voeg sport en veral dan nou pleinbal toe tot die ontwikkeling van die mens, van die kind, van die jong mens? Wat sou jy sê sou dit wees? Weet jy Karen, ek sal sê dat pleinbal is 'n span sport. Ja. En pleinbal leer kinders om saam te speel, want ons is nie almal ewe goed nie. Ja. Maar as jy nie die goeie spelers en ander spelers in die span het nie, kan jy nie 'n span maak nie. So ons moet leer om saam te speel, of jy nou goed is of nie, maar as 'n span kan jy baie meer bereik as wat jy dit net self het. Ja, dis baie waar. Nou ek dink een van die in te breek. Een van die groot voordele pleinbal is ons kan dit speel as 'n familiesport. Dis waar. Ons kan oud wees en 10 jaar oud wees en ons kan saam speel op dieselfde baan. Daar's min sportsoorte wat dit kan toepas. Nee, dis baie waar. Mens kan moontlik nog golf speel, maar dit kos jou 10 keer meer en jy moet in die wind en weer wees. So ek sou sê pleinbal wen nog steeds. Nog steeds. Nou,
Soms 'n bietjie op 'n persoonlike noot, ek weet julle Goudstad verruil vir die tuinroete, kom ons sê dit so. Nou, julle is ook baie nou betrokke by die Eden Pluimbal Federasie. Wat het hierdie skuif teweeggebring? Weet jy Karen, ons het verkoop in Pretoria en ons het hiernatoe getrek om permanent hier te bly. Ja. En ek ken Ursula se ma al 50 jaar. Ja. En toe Ursula hoor ons trek hiernatoe, toe sê sy asseblief kom help vir ons met Pluimbal. Toe sê ons dit sal net 'n plesier wees want ek en haar ma kuier al soveel jare saam. Ja. Dit sal net 'n plesier wees om saam te kuier en dan die afrigting te doen op dieselfde tyd. So dis hoekom ons dit nou doen. Ek dink dit is die wonderlikste ding wat met ons hier in hierdie gedeelte van die land gebeur het. So ek is baie dankbaar daarvoor. As ek 'n klein stukkie kan insit. Ja. Ek sê as gevolg van uitstekende bestuur in Stilbaai. Ja. Wat die hele gebied dek. Ja. Het ons besluit dat daar is vrek min dat daar bestuur is genoeg mense wat belangstel om te werk om sport op te bou. Ja. Dit ons het besluit daar is goeie bestuur. Ja. En ons is dan bereid om die afrigting by te sit om die sport te probeer sterker te maak vir Suid-Afrika en vir Eden. Ja. Nee, daai is ek gee julle gelyk daar. Dit is ongelooflik om te sien wat Ursula en Johan en Jaco vir die sport hier in ons dorp doen, maar ook vir die Weierstreek. Ek meen dit is net wonderlik om te sien, jy weet, hulle is begeesterd, hulle doen dit ek wil amper sê onbaatsigtig. So definitief ja. Nou voorlaaste vragies. Onlangs was julle ook deel van die klinieke wat vir die juniors in Heidelberg by daai Kairos sekondêre skool. Hoe lyk julle benadering wanneer julle met hierdie jonger spelers werk? Weet jy, jonger spelers het vir Kairos, party van hulle het nog nooit eers 'n Pluimbal raket in hulle lewe vasgehou nie. Ja. So jy wil vir daai kind leer hoe om die sport te speel, maar ook hoe om lief te raak vir daai sport. Ja. En ons het gesien na die 2 jaar wat ons nou al daar bietjie help. Van daai kinders is nou goeie spelers. Ja. Maar hulle onthou nog steeds die dag toe jy vir hulle geleer het hoe om 'n Pluimbal raket vas te hou. En dit is net te wonderlik om te weet dat jy daai kind geleer het om iets te doen met sy lewe en sport. Daar is niks wat mense bymekaar bring so sport nie. Dis die waarheid. Nou oom Billy tannie Ruby, ek wil nou 'n vraag vra. Ek wil weet wat dink julle is die voordele en die nadele van hulpmiddels en die toeganklikheid van jong mense tot tegnologie? Ek wonder wat is die voordele van dit en wat is die nadele van dit? Uitstekende vraag. Ja. Eerstens gaan ek net vinnig noem dat ongelukkig in meeste skole is Pluimbal nie 'n aanvaarde sport nie. Ja. Dit is baie jammer want die vroeër wat jy begin, die beter is dit. Ja. So die klinieke is dan die manier om dit te doen. So van die leerders by die skool moet aanvaar dat daai sport daar gaan gespeel word. Ja. Uitstekend. Ja. Ek dink tegnologie is uitstekend. Ja. My grootste klagte en probleem is met tegnologie is dat jy spoor dit op en as afrigter weet ons op watse vlak om af te rig. Ja. Ek sien veelste gereeld dat spelers op 'n redelike goeie vlak kyk na die sport aanlyn en dan sien hy 'n hou en dan wil hy daai hou speel. Ja. Die persoon wat daai hou gespeel het, speel dit al vir 15 jaar. Ja. Want is baie professionele spelers oor see. Ja. En dan wil hy daai selfe hou speel en dan breek dit hom af omdat hy dit nie heeltemal reg kry. Dis waar. So ek dink tegnologie is uitstekend om op te bou, maar dit kan 'n slegte ding wees as dit nie met 'n afrigter wat weet wat die regte vlak is. Ja. Ek sien ongelukkig baie keer op baie hoë vlak van afrigting dat van ons jonger spelers wat goed leer en begin baie goed speel, gedruk word om
sekere goed te doen, oefeninge te doen en werk te doen wat op daai vlak nie reg is nie. En dit pla my 'n bietjie. So, tegnologie is goed op stadiums. En dit kom eintlik maar terug na goeie bestuur en dit kom weer terug na vertroue. So dit gaan nie weggaan nie. Hulle gaan altyd hier tot hulle toegang hê tot die goed, maar wanneer 'n mens 'n vertrouensverhouding met jou afrigter en met jou coach of wie ook al het, dan is daar daai plek waar 'n mens kan inspraak gee en kan sê luisterie, dit is in prinsip nie sleg nie, maar soos ek sê, 15 jaar se oefening wat dit hom gevat het om daar te kom. So dis iets vir die spens, oefen dit hier op die sideline, maar dis nie iets wat ons nou onmiddellik kan, jy weet, implementeer nie en so aan. Absoluut. Anders is dit druk amper die appel ryp, daai tipe van ding. Dis reg. Baie. En Billy, dan die Ruby, nog 1 of 2 vragies. Wat sou julle beskou was die grootste uitdaging vir groei van pleinbal in kleiner Suid-Afrika of in die kleiner Suid-Afrikaanse provinsies en federasies? En hoe sou julle miskien dit wou sien verander? Weet jy, Karen, ek sê nog altyd daar's te min sale vir kinders om in te speel en te min mense om hulle te help. Ja. Dit is so 'n jammerte, want dit is 'n sport wat almal kan speel. Of jy nou goed is of nie, of jy nou oud is of jy jonk is, almal kan hierdie sport speel. Dit is net daar is nie genoeg plekke om dit te speel nie en nie genoeg mense om te help nie. Gelukkig gee Pleinbal Suid-Afrika aan sekere plekke gee hulle nette en rakette en dit is wonderlik. Maar daar is te min van daai plekke. Dit is hoekom pleinbal in so baie van die groot provinsies doodloop. Ons is so dankbaar dat dit hier so goed is. Ja. Maar weer een, dit kom nie sonder 'n prys nie. Dit vat harde werk en opoffering en ry en al daai dinge. Ek bedoel, ek dink Ursula se lewe het merkwaardig verander in die laaste 2 jaar. Gelukkig het sy vir Hannes as 'n dryfveer. So maar dit kom teen 'n premie. Daar's 'n premie daaraan. So ek sê elke keer as ek haar sien, sê ek vir haar, ek weet nie waar kry sy die ure in 'n dag om te doen wat sy doen nie. Ja, nee, ek dink dit is ons bid vir meer. Nou, ek dink, sorry, net vinnig dat die twee van ons wat afrig, praat altyd saam, ons doen presies dieselfde goed, en daar is min tye wanneer daar 3 bane beskikbaar is, maar daar's net 1 afrigter. En dan kry die mense nie al die tyd nie. So met 2 afrigters help dit verskriklik baie. Dis waar. Ursula het dit en sy het dit, sy kan help en ek kan help en Billy kan help. So dit werk baie beter so. Dis die waarheid. Nou, miskien moet ons vra so ten slotte, as julle twee nou saam terugkyk na julle loopbaan met pleinbal, wat sou julle wou sien moet gebeur? Weet jy, ek en Billy het ons lewe was pleinbal. Ons wil so graag dit oordra aan die jonger geslag, want ons vandag, as ons terugkyk op ons lewe, dit was so wonderlik om elke keer nuwe mense te leer ken, nuwe dinge te kan doen en ons het die land deurgetoer en dit was vir ons lewe gewees. En as ons vandag terugkyk, wil ons asseblief net dit aan die jong mense oordra, want dit is iets om op trots te wees dat jy jou hele lewe deur, jy was fiks, jy het pleinbal gespeel, jy het nuwe mense ontmoet en dit was net 'n plesier om dit nou oor te dra aan hulle en hoop hulle voel dan dieselfde wanneer hulle eendag oud is. Net so. En ongelukkig wil te min spelers betrokke raak met bestuur. Ons het ons hele lewe, ons het begin saamspeel op die ouderdom van 40, ongelukkig, maar daar 'n hele klomp titels gehad op die 40, 50 en 60 ouderdoms. So gelukkig saamgespeel en baie geleer. Maar saam dit het al twee van ons op bestuur gesit om dit te doen. En dit is veel beter om 'n groepie bestuurders te hê wat bestuur en afrigters te hê wat afrig. Anders ons het verskriklik baie geld, tyd en voertuie, kilos gery op ons eie voertuie om mense aan die gang. Nee, dit is so. En vandag nog meer as, jy weet, tevore,
die lewe en die koste van goederes is net so baie. So dit sal eintlik wonderlik wees as die sport in meer en kleiner dorpies in 'n ou se omgewing kan wees, sodat 'n mens nie so ver hoef te reis om by kompetisies en dinge uit te kom nie. So ja. Nou ja, ten slotte wil ek net nog een vraagie vra en dan lei ek af. Wat is die grootste les wat julle geleer het of wat pleinbal julle geleer het in julle leeftyd? Ek sê altyd, dis nie hoe goed jy is nie, is hoe goed jy saam met ander mense kan werk en hoe lief jy vir die sport is. Ja. As jy nie dit het nie, kan jy nie wil saamspeel in 'n span nie. En jy kan nie as individu net by 'n groot toernooi kan jy inskryf as enkels. Maar anderste is jy in 'n span. En as jy nie lief is vir mense en vir die spel self nie, dan kan jy dit maar net sowel los. Ja, los, ja. Sure. Ons sien in die wêreld op die oomblik dat sport bring mense saam. Dis waar. As daar 'n internasionale rugby, sokker, tennis goed is, dan staan die land saam. Dis waar. Daar is geen ander politieke of enige ander beweging wat mense saambring op 'n hoë vlak as sport. Dis baie waar. So dit is krities. Dit maak vir jou 'n beter persoon. Absoluut. Om daai kennis op te tel deur die sport. Ja, absoluut. Ek weet Karen, ek gaan net vir jou 'n gou-gou staaltjie vertel. Ja. Ek en Billy was in Londen. Ja. In een van daai klein ou plekkietjies waar jy jou kop moet buig om deur die deur in te gaan. Ja. En toe ons binnekant kom, toe skree iemand, "Tannie Ruby, oom Billy." Skrik ek my byna dood. En toe ek opkyk, toe sit 'n kind wat ons jare terug afgerig het by Tikkies. En hulle het vir ons kom sê dankie vir wat ons vir hulle gedoen het. Dit was die beste jare van hulle lewe. En dis wanneer jy besef, it was all worth it. Absoluut. Jy het 'n impak gemaak, iemand onthou jou en jy het 'n invloed gehad op daai persoon. Wow, dis ongelooflik. Nou, dit voel vir my ons kan maar nog 'n halfuur aangaan. Dit was nog absoluut. Ek dink ons moet episode 2 doen. Maar wil nie Tannie Ruby baie sê wie? Ek sê ons voel ook so. Ja. Ek dink die volgende ene is in die kombuis rondom koffie en beskuit en is 'n video-opname. Ek dink dis wat ons moet doen. En ons moet dan vir Ursula innooi. Ons moet sê kom. Jy moet dis ook baie belangrik. Ja, dis belangrik. Maar ek wil vir oom en tannie baie dankie sê vir wat julle vir ons kinders doen en vir ons gemeenskap doen en vir ons land eintlik gedoen het. En ek bid net 'n seën oor julle en ek bid dat dit vir julle net dit net beter en beter sal gaan en dat die liefde wat julle gegee het, julle dit ook elke dag sal beleef van die mense saam met wie julle werk en waarby julle betrokke is. So dankie vir die tyd. Baie dankie. Ja, dankie Karen. Ons kry dit elke dag 100 keer terug. Ja. Dit is net 'n plesier, hoor. Is wonderlik. Geloof maak ons gefokuseer op al die regte goed. Ja. Dis wonderlik. Nou maar 'n mooi dag verder en ons groet dan tot ons weer gesels. Tot ons koffie en beskuit eet. Dankie Karen. Reg Karen. Mooi dag. Dankie. Tata. Bye bye.